In hierdie week se klets, pype, bottles en Pandor. Hoe groot is die pyp? Klasse is vol, studente is kwaad, onderwysers is skaars en wit mense raak minder. Dis klets. Kyk, toe ek nog jong was, ouma het altyd gesê, daai het vir my weer, lank toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal net. Dis die 26ste Julie, nog 'n Woensdag. Julie, in watter wêreld is jy, Dis al Matthys? ja, Ons wens. Alles in my lewe is te mekaar. 26 Augustus, 'n Woensdag. Ek dink is die laaste Woensdag in Augustus, is dit nie? Ja. Ja, nee, hy kan onmiddellik nie nog langer wees nie. Kan jy nie nog geen kry nie? Ja, want as jy 6 + 7, dan Ja, kom jy jy's uit reg. by, ja. Yes, daai hoofrekeninge van jou nou. Hè? Kyk nou Kan ek daar. sê, yes, ek is moeg, doodmoeg, maar soms skerp nog. Die moegheid ding is 'n ding wat vir my vreemd is. Ja, Matthys, ek dink dit is 'n general energie op die oomblik, met almal wie ek praat, almal lyk ook so half asof hulle 'n muur geslaan het en twee verslae weg is van 'n nervous breakdown, 2 meetings weg is van 'n absolute totale gemoedsbekakking. So ja, ek dink dit is maar 'n algemene gevoel, maar aan die positiewe kant, Matthys, die somer is hier, so miskien sit dit 'n ekstra nie in my en jou stap 'n huppel nie, maar vir die algemene mens wat hou van somer. Man kan ons net sê die somer is hier. Nee, daar was nie lente Daar was nie lente nie. Ja. Daar was nie Augustus winde nie. Daar was niks wat mens ingeëase het nie. Dit is soos wham bam, thank you ma'am. There you go. Daar's hy. Waar's jou sunblock? Ja. So dis ten minste aan die goeie kant. Nou praat almal nou net, jy weet, van nou tot en met November. Is al wat jy hoor, yes, maar dit moet nou niet reën. Wanneer gaan dit reën? Jog, maar die reën is laat hierdie jaar, elke jaar. En dan soos nee, frikkie, die reën kom in elk geval elke jaar eers in November, so chill. Ja, ek het so vinnig gekyk na goeters nou met hierdie super El Nino wat op die stadium aan die broei is of reeds in wording is of reeds aan die gang is. En dit lyk op die stadium asof Suid-Afrika se reënseisoen eers vroeg volgende jaar gaan gebeur. Dat ons 'n baie droë November en Desember gaan hê. Hierdie tannie en die ooms gaan moan. Maar my sinus gaan ook moan. Die geween oor die reën. Ek nou dit ons praat van die moegheid ook. Ek het 3 weke vir 'n kliënt gesê dat eintlik het ons gepraat en almal is so half van Het julle eintlik net gepraat? ja, meeste van die tyd was maar wat ek doen, ek praat 'n bietjie So jy doen met jou kliënte. praat 'n bietjie Eintlik kak praat met jy maar net mense. met hulle. Is dat almal is nou op daai stadium ook van dit moet net nou Desember wees. O nee, ek is glad nie daar nie. Ja, ek is ook nie heeltemal daar nie, maar my lyf is kind of daar. Maar van 'n kapasiteit en 'n werks perspektief af is ek nie daar nie. Maar dis ek van ja, ek dink my lyf dink ook dit is alreeds Desember en ek is klaar besig om 2027 se energie te gebruik. Nee, ek dink energiegewys is ek al in 2030 in. Maar ja, here we go. Ek het natuurlik hierdie week ook 'n gewaarwording gemaak, is iets op sosiale media wat ek raak gesien het van 'n vrou wat in 'n vir van haar mense wat saam met haar werk, het sy gesê dat sy is ouer as 'n SMS. Ja, so is ek en jy ook dan, hè. Ja. En toe gaan kyk ek, SMS, die eerste SMS is gestuur op 3 Desember 1992. Okay, dit is ouer as ek gedink het. Ja. Ek het ook eintlik gedink toe ek nou daaroor dink ek, maar dit moes eintlik ek moes baie klein gewees het. Ons was klein, maar ons was nie so klein. Nee, ek meen die grootste tegnologie op daai stadium was pagers. Ek weet my ma het op daai stadium 'n pager gehad. Jy's reg. Ja, as ek haar dringend in die hande moes kry, dan bel ek haar sekretaresse daai tyd en dan moet ek sê, "Page asseblief my ma." Ja. En dan sê altyd vir my gesê, as dit nou nie dringend is nie, as dit nou iets is soos okay, hoor die hokkie is nou 'n uur later of whatever. Dan moet ek die page begin met not urgent. Ja. Maar moes jy die page Nee, die sekretaresse het en dit dan sy gedoen. dit Ek kan nie, gedoen? ek weet nie hoe dit eintlik gewerk of sy dan die pager company bel. Ek dink dis hoe dit gewerk het. Ja, was mos so Dan gee jy Telegram die amper. pager nommer en dan sê jy dit is die boodskap wat jy wil stuur na die pager toe. Dis eintlik in vandag se wêreld moes irrelevant, nee. Ja, kan jy imagine dat mense in call centers toe gesit om net oproepe te vat om telegramme te druk vir mense se pagers.
Maar daar's 'n nuwe app uit. Nou dat ons praat van pagers en SMS'e en WhatsApp. Nog 'n app, my lewe voel soos een groot fucking app. So die app se naam is Carrier Pigeon app. En dit is beskikbaar op die as jy 'n iPhone het, dan kan jy hom aflaai. So die ou het 'n app begin develop wat eintlik daar om alles wat so immediate is. Verstaan, ek meen jy skryf nou 'n WhatsApp en hy word dadelik deliver en dan En ek verwag jy moet hom nou lees. Exactly. Dit was altyd so met e-mails gewees, so 10 jaar terug, onthou jy, 5 jaar terug, was dit so 'n ding met e-mails, maar nou is dit met WhatsApps. Ja, nee, maar nou stuur die bliksems vir jou e-mail en dan 'n WhatsApp om te sê check my e-mail. Ek nou al agtergekom het, ek doen dit partykeer ook, maar met sekere Ja, maar as dit nou regtig dringend is en iets wat ons mutually verstaan is belangrik en ek weet jy is dalk besig gaan met iets anders, maar dit is vir jou ook belangrik om nou hierdie dokument af te teken of whatever, dan sal ek vir jou WhatsApp stuur. Maar nie elke keer nie. Maar dit is it kills me as ek voor my rekenaar sit en werk en ek sien hier kom 'n e-mail deur en dan 'n WhatsApp en dan sit soos check my e-mail, as ek sê ja Bongani, ek het jou e-mail gesien deurkom, baie dankie, ek is nie blind nie, ek is net besig. I'm checking it. Ja. So die ou het die ding develop basies om teen die immediacy van kommunikasie in te dryf. En die beginsel gevat van hoe kommunikasie jare en jare, dekades, eeue terug deur pigeons vervoer is. So die app is 'n postduif. So jy moet die app aflaai, dan kry jy obviously 'n account en jy moet byvoorbeeld ook die app aflaai en 'n account create. So die ontvanger en die sender. Ja. Of die ontvanger en die receiver. Ja, die stuurder en die ontvanger. En dan werk dit uit op jou GPS. So dadelik as jy die app het, moet jy jou location allow, so hulle kan sien waar sit jy byvoorbeeld in Johannesburg, ek is hier in Pretoria of vriende oor see of wat ook al. En dan kan jy nou 'n boodskap stuur en die boodskap word dan gestuur deur 'n postduif. En die postduif vlieg teen 110 myl per uur, soos wat 'n duif vlieg. Ja, die duif vlieg vinnig per uur. Ja, 110 myl per uur. Nee, dis vinnig, maar dis ons ry 120 km/h op die highway. Ja, maar dis myl per uur hierdie. So hoe werk myl per uur teenoor kilometer per uur? Wag, okay. Is so 110 myl is meer kilometers. So 100 myl is byvoorbeeld 100 myl per uur, dink ek is 130 km/h. So 1 myl per uur is 1.6 km per uur. Okay, dis ongeveer. So ja, close enough. So dan stuur jy nou die boodskap. Dis 'n kak vinnige duif. Ek het nie besef duwe vlieg so vinnig nie. Het jy gesien hoe vinnig hulle fucking vlieg as hulle daar verby jou vlieg of weet jy nog niks? Ja, mind you, nou dat jy dit sê, as jy nou soos 'n rare encounter met 'n duif of 'n kiewit of 'n dinge dan, ja. Ja. Trauma oor kiewite, anyway, ja. Van laerskool af op 'n sportveld. Groot trauma. So hy vlieg dan nou, so ek stuur nou by boodskap vir jou via die duif teen 110 myl per uur waar jy in die wêreld is. So wat dit dan beteken is hoe ver ons van mekaar af is, dis hoe lank die boodskap vat om by jou uit te kom. En dan die ander ding is dat die duif kan ook doodgaan. O hemel, en as jy 'n hele boodskap daarmee dan moet jy hom weer stuur met weer 'n duif. So jy moet elke nou en dan gaan check op die app, is jou duif op pad, waar trek die duif? So as jy nou 'n boodskap stuur vir iemand in Londen, kan dit dalk 2 weke vat om by die persoon uit te kom, maar as ek en jy nou vir mekaar 'n boodskap stuur, dan gaan die duif maar net op die tafel poep. Ja. Jy moet natuurlik ook R20 per maand betaal per duif. O, natuurlik. Per duif? Per duif, ja. So, okay. Dis omtrent. So, die delivery, soos ek sê, is geografies gebaseerd. So, die voorbeeld wat hulle gebruik, as jy in Los Angeles sit, en jy stuur vir iemand iets in New York, en kyk ek met dis moershuis, jy moet vlieg met 'n vliegtuig omtrent 8 ure van New York af tot Los Angeles. East Coast versus West Coast. So dit kan omtrent 22 uur vat vir jou boodskap om af te lewer. En dan sê dit ook dat daar is 'n 0.2% kans dat die duif ook soos kan sneuwel. Wel, nee, nie sneuwel nie, dat hy iewerste net kan dit verkeerd die pad byster ook. Ja, hy kom nie daar uit waar hy moes uitkom nie. En die hele
denke, dink ek, agter dit is, wat die ou nou basies sê, is dat ons is so gemaklik om kommunikasie net te stuur. Maar nou, met hierdie ding, is om kommunikasie te stuur that is valuable. En om concise kommunikasie te stuur. So as ek vir jou 'n boodskap stuur ek al die inligting in die boodskap. It's meaningful. Ja. Want dit is soos in die ou dae wat jy gesit het en jy het 'n brief geskryf. Jy het daaroor gedink, jy het tyd gevat om die brief te skryf, gespuit met 'n parfuumpie. Het jy dit gedoen? Nee. Ek wil net sê, you don't strike me as that kind of girl. En nou wonder ek met die app, Matthys, as jy nou, jy weet daai SMS, ons almal was al skuldig daaraan. Of WhatsApp, as jy nou 'n bietjie een whisky te veel in het, nee. En jy stuur daai WhatsApp en jy word die volgende oggend wakker en jy is, fok. En dan is daai duif op pad. Kan jy daai duif terugroep? Nee, so nee. Want jy daai briefie om die duif se voet gesit en dit is Nee, kan jy vir die duif vinnige WhatsApp stuur om te sê, ja, come back, Jack, come back. Maar ek hou nogal van die beginsel. Ek dink dit is my 'n ding van when we start communicating again, communicate with intent. Besluit wat jy wil communicate. Is dit relevant om hierdie te communicate? En hier respek vir die feit dat dit moontlik 'n tydjie gaan vat om daar uit te kom en vir die persoon om te antwoord. I think there's something charming about that. I also think it's charming, vir sekere tipes kommunikasie ook, en maybe just to take the piss, nee? Om iets nuuts te probeer. Ek weet nie hoe prakties dit is in the day and age we're currently living in nie. Maar, ja, ek dink is 'n nice gimmick. Ek dink actually, maybe moet ek vir my kliënte sê dat hulle kan nou net met my kommunikeer deur Pigeon. Ek dink jy gaan kliënte verloor. Maar 'n nice idee, Matthys. Nice idee. Ek dink jy's reg. Op praktiese vlak, as jou vriendin, wil ek vir jou sê, not a great idea. Wel, so gepraat van goeders wat verlore raak en goeders wat besig is om te verloor. Jy sê jy het 'n bietjie perspektief vir ons oor hoe diep in die kak is Joburg regtig. So ons het nou hierdie week die goeie nuus gekry dat hulle nou 50 biljoen rand, is dit 30 biljoen op hulle Eskom rekening betaal het. Ja. Dankie Gossie. Ja, so nou dink ons almal dit is nou wonderlik. En mense moet dit net weer in perspektief sien, Matthys. Johannesburg het omtrent volgens 'n artikel wat ek nou hier gekry het op ek dink dit was Business Tech of IL. 70% van Suid-Afrika se hoofkantore sit nog in Johannesburg, nê, van groot corporate se hoofkantore. En Johannesburg maak op vir 21.8% van persoonlike inkomstebelasting wat ingevorder word in die land. Ja. So dit is baie belangrik dat ons hierdie stad aan die gang hou. Dis ons finansiële hoofslagaar in Suid-Afrika. En ons weet ons probleme met die watertoevoer en die pype en maintenance wat nie op dit gedoen is nie, die krag, die potholes, maar met net bietjie in perspektief te sit, nê? Put your tit into that. Put your tit into this these shocking numbers. So as ons kyk na water, die backlog op die maintenance van infrastruktuur beloop op hierdie stadium 26.6 biljoen rand. Terwyl die stad meer as, luister nou na hierdie syfer, 226.9 miljoen liter water per dag verloor. Per dag, as gevolg van lekkasies, ja. So, die stad sê, hulle vervang op hierdie stadium 60 tot 70 kilometer pyplyne elke jaar. Dis maar dit. 60 tot 70 kilometer, that's not a lot. En dat teen hierdie pas, om ten volle al die pype te vervang in Johannesburg, wat strek tot meer as 12.500 kilometer, gaan meer as 2 eeue vat, as ons aangaan op hierdie pas. Elektrisiteit gewys is die backlog van, wat is maintenance in Afrikaans? Onderhoud. 44 biljoen. So tussen Julie en Desember laas jaar, het die stad 54.132 kragonderbrekings gerekord. En dit is nou, ek meen, daar was nie loadshedding gewees nie. Daar was nie loadshedding nie. Dis fisiese kragonderbrekings as gevolg van iets wat ontplof, of iets wat breek, of 'n kabel wat gesteel is. Ja, so high voltage failures en kabeldiefstal en vandalisme. Kabeldiefstal en vandalisme wat account vir 20% van alle outages.
Dan as ons kyk na die vervoer. Ek net op daar nie, en ek het nou eendag weer 'n ding gelees wat hier in Pretoria afspeel, wat ons basies met dieselfde tipe van outages het en ook waterprobleme en al daai goeders. Ek dink Johannesburg is verseker op 'n ander skaal. Maar daar word op die stadium vermoed dat die kontrakteurs wat gebruik word. Want kyk, City of Tshwane het nie employees wat daai werk kan doen aan die krag en aan die water nie. Kontrakteurs word gebruik. Dat die kontrakteurs het vandalize, want dan obviously kry hulle ekstra geld. Ja, so dis maar net nog 'n klein deeltjie van die groter maffia kultuur tans in die land. As jy kyk na water ook. As jy water afsny, dan kom die maffia trucks, die water trucks uit, wat absoluut deur die maffia geraan word. En van water gepraat, ek sien dat Rand Water het al klaar warnings uitgestuur tans, ek dink dit vanoggend, wat nou die 22 Augustus is, die Saterdag, het ek het gesien, van Gauteng moet meer spaarsaam gewees met water, daar's 'n groot influx van watergebruik, en dit is iets so typical. Maar dit word nou warm. Maar dit word nou warm, ons het nou 'n paar grade warmer as 2 weke terug, en nou eweskielik gebruik ons almal meer water. Doen ons regtig? Ja, en ek weet, hoe lang ken julle nou al hierdie trends? Dit is wat my so die moer in maak, Matthys. Ek sien die week ook 'n video van een of ander ANC election campaign. Ek dink dit was ergens in die rural Oos-Kaap, ek is nie seker nie. Waar hulle 'n watertank, hulle sê every village will have one village, one water tank. Nou het hulle hierdie groen Zozo tank nou daar opgerig in die middel van hierdie rural village. Ek weet nie wat voer die watertank nie, want iets moet obviously die watertank voer. So ek weet nie of daar nou 'n verlate pyp uit 'n boorgat uitkom, dit weet ons nou nie. Maar nou staan hierdie ANC kahunas daar met so 'n blikbeker, en nou is dit die gulde maak sy nou die watertank oop. In eerste instansie vat dit omtrent 'n volle werksdag vir die koppie om vol te loop. Ja. Ek dink hoeveel water is in hierdie tank? Het julle nou maar net 'n paar liter ingegooi vir hierdie media show, en dan drink sy nou die hele koppie asof sy nou 'n eerste keer in haar lewe water proe. En dan hou sy die koppie nou op in die lug en gooi hom uit om nou te wys uit nou al die. Dis net as jy dink kon jy 'n kleurglas gebruik het. Dat ons actually net iets mooi kan sien. En nou staan al hierdie ANC party mense wat nou so toe gestuur is, staan nou daar. Plus die village mense wat obviously nou almal 'n splinternuwe ANC T-shirt gekry het. Jy kan sien hulle is nou almal baie trots op hulle en 'n KFC. Very bright yellow ANC T-shirt. En hulle cheer Matthys asof hulle die kuur vir flipping cancer ontdek het. Yep. En dink ek, is that how low we've is dit hoe laag die bar van achievement gesit word nou? Unfortunately, back to Johannesburg. Die ergste van alles is, wil ek ook net vir jou sê, toe sy nou die ding oopdraai, toe lek dit so by die onderkant van die tank uit. So die tank het klaar gat in. Ja, okay, terug by die city van Johannesburg. So as ons kyk net na paaie en vervoerinfrastruktuur, soortgelyke probleme, maintenance backlog, en as jy in Johannesburg reis sal hier vir jou baie sin maak, van 90 biljoen rand. 90. Net vir paaie, en 37 biljoen rand vir brûe. In die tweede helfte van 2025, so met ander woorde laas jaar, het inwoners in die stad 23.572 slaggate aangemeld wat gefiks moet word. Dieselfde tyd, en ek kan nou al vir julle sê, dit is baie erger, net in my ondervinding, dieselfde tyd laas jaar, het 55% van die verkeersligte nie gewerk nie. Ek wonder of die outsurance mense dit nie afsit nie. Want kyk, as die virus te werk het, hulle nie 'n job nie, né? Ja, nee, ek dink daarom nie, hulle doen dit nie. Kyk, as hulle nou een of ander, ook deur een of ander government mafia geraan was, het ek gesê ja. Maar ek dink nie, want hulle is heel effektief. So ja, maar ek en jy het gepraat oor die outsurance mense, dat jy sê, jy beplan jou routes, gebaseer op wanneer die outsurance mense gaan opdaag. En ja, ons het verder ook gepraat, wat ek sê, die probleem is dat outsurance het 'n moeë goeie ding gedoen, van 'n branding exercise, en van 'n social responsibility exercise, toe hierdie ding gelaunch het. Ons is hier om te help, en ons almal het so half afhanklik geraak in Suid-Afrika van die outsurance mense. Maar die probleem is nou raak mense befok as die outsurance mense nie daar is nie. Ja. So dit is nou daai expectation. Ja, dit word nou 'n risiko vir jou brand. Exactly.
waar dit 10 keer beter gaan wees vir die OUTsurance met OUTsurance op die stadium is, maak daai blerrie verkeerslig reg, verf hom jou OUTsurance groen en pers en sê dat ons kyk na die verkeerslig. Ek dink from a long-term branding strategy, Ja, dit sal probably beter wees, ek dink dit is 'n goeie idee. Is nie op die stadium meer En Matthys, ek meen, waar is ons gewone verkeerspolisie? En wat het geword van die dae waar verkeerspolisie die verkeer reguleer? Ja, hulle is by KFC. Ja. Ja. Nee, dit is basies die volle omvang van die depressiewe nommers wat ek met julle kan deel vandag rondom Johannesburg. So dit voel amper, ons is so diep in hierdie gat, ek weet nie hoe ons hier gaan uitkom nie. En weer eens, ek meen Tannie Helen is besig om 'n harde campaign te fight, and she's fighting a brilliant campaign. I'll give that to her. Ek sal dit vir haar gee en vir haar hele span gee in Johannesburg. En wat interessant is om te kyk hoe sy die campaign daai fight en hoe sal jy byvoorbeeld in Pretoria a complete different campaign fight. But obviously it works for their personalities en dit werk ook vir die omstandighede van die metros. Maar daar's nie 'n fucking kans dat sy dit kan fix in 4 jaar nie. Ek dink dit gaan beter wees as sy aan bewind kom. Mens kan sien, so 'n groot deel van haar kampanje wat ek baie waardeer, is al om reeds hierdie goed te begin regmaak. Want sy sal sê net maar sê, okay, so hierdie slaggat wat nou 'n sinkhole geword het in Winnie Mandela Drive of wherever, kon die ANC in 6 jaar nie reggemaak het nie. Maar hulle het vandag opgedaag, ja. Ons het vandag laat hulle hierdie ding begin regmaak. So ek hou ook van dit van haar kampanje. Dit is nie net alles fun and games en sy kry ook actually iets gefix. Ja, dis waar. Ek het nie so aan gedink jy is reg, ja. Dis 'n moeëse effort wat gaan nodig wees om daai skip om te draai. Die Johannesburg skip of die Gauteng skip. Ja, en sê dat ons almal is nou die grootste Tannie Helen fans en so aan, maar ek sit nou nog ook en dink, waar het ons hier uitgekom wat ons grootste hoop op 'n ou retiree sit? Wat as hy moet eintlik retired wees by oomblik. Op 'n ou tannie. Al ons hoop is nou in hierdie, dat ek nie sê oud nie, shame Tannie Helen, maar bejaarde, al ek nie soos 'n bejaarde nie. Maar mense jou ouderdom sit op Struisbaai en drink wyn 4 uur in die middag en gaan hekelgroepie toe of boekklub toe in die oggend. En al ons hoop is in hierdie vrou. Ons sit met hoeveel jong, aspiring, so-called ambitious politikuste in ons midde. En al ons hoop is op hierdie ou tannie. Ja, jy weet. En meeste mense weet wat my opinie oor 'n tannie is. As daar kak is, kry 'n tannie. 'n Tannie sort dit vir jou uit. Ja, maar bestaan nie met jy met die tannie ook klapjie laat rus, jong. Ja, ons is net in 'n leadership vakuum in Suid-Afrika. Maar Tannie Helen, ja, mag sy nog ten minste vir 10 jaar uithou, né? Ja, ons hoop so. Ek glo so. Maar ja, ons het soveel aspiring new political leaders en ja, hulle is nêrens. Maar ek dink ook dis daai ding van ons as die Suid-Afrikaanse burger is baie ontnugter. En ek hoor dit op 'n klomp plekke. Ek het nou eendag met Maria, my huiswerker, gepraat ook oor die ontnugterings wat ek agterkom sy die afgelope 12 maande deur is. So ek dink dis daai ding van ons soek 'n sekere vorm van stabiliteit en Helen in die DA party was vir die afgelope hoeveel jaar die stabiele ene gewees. Nie een van die ander is op die stadium in my opinie stabiel nie, want dan is hulle by die PA, dan is hulle terug by die DA, dan is hulle dit, dan is hulle daar. Dis daai ding van they do it for the shine and where the political ticket is bombing my bank account, maar nie noodwendig vir dit wat dit oorgaan nie. Daai stalwarts. Ja, ek dink dit is ons nou in die begin gepraat het oor die energie van almal wat so moeg is en almal wat eintlik maar 'n bietjie op burn-out is. Jy weet Matthys, ek dink ons underestimate onsself as Suid-Afrikaners ook met die hoeveelheid kak wat ons elke dag moet meedeel. Ja. En dit is dalk hoekom ons almal in Augustus sit net voor die lente moet begin. En gewoonlik moet hierdie is 'n tyd van die jaar, seisoengewys, energie gewys wat jy met 'n nuwe hoop opstaan, wat jy 'n bietjie nuwe energie het en ons almal is net gedaan. Ja. So van stalwarts gepraat, die ene Naledi Pandor natuurlik die afgelope ruk. Soos jy altyd sê, the gift that keeps on giving. The gift that keeps on giving. En Naledi is my een van daai regtig
groot teleurstellings ook. Want op 'n stadium het ek gedink, jy het die gravitas en die vindingrykheid om moontlik die eerste Suid-Afrikaanse vroue president te wees vir die ANC. En ook die sense of fairness and justice. Ja, het sy was regtig die matriarg. Sy het hierdie presence om hom. En toe sy nou die afgelope week 2 weke het sy begin uitlatings maak na 'n podcast interview wat sy gehad het om haar mond uit te spoel oor natuurlik Solidariteit se nuwe Afrikaanse universiteit wat binnekort in werking gaan wees en 'n klomp goedjies te sê geraak daaroor. En ek meen dan Lady, jy was vir baie lank 'n minister. 'n Karrierminister. Karrierminister, sy was in verskillende portefeuilles. In 2004 tot 2009 was jy onder Thabo Mbeki die minister van Education gewees. Toe was jy 2009 tot 2012 en toe 2014 tot 2018 die minister van Science and Technology, wat ook 'n kind of a education arm het, is 'n research arm basis. En minister van High Education and Training in 2018 en Cyril het al aangestel. En jy wat in die binnekamer gesit het van education, jy wat jouself as 'n vryheidsvegter beraam het. En lank terug het ek 'n onderhoud van haar geluister wat sy ook gesê het oor hoe dankbaar sy was dat sy deur die tyd se Bantu onderrig gehad het en dat sy na 'n universiteit toe kon gegaan het, want dit was sulke goeie onderrig gewees. Natuurlik obviously met die hele ding van apartheid en dit. Ja, ek meen, dis nou wat sy gesê het. Ek meen, ja. Daar was ook baie negatiewe aspekte daaraan verbonde en baie negatiewe consequences as gevolg van die Bantu education. En iemand wat 'n minister was van onderwys en hoër onderwys, moet tog 'n kampvegter wees vir die bevordering van onderwys en nie deur die ideologie van wit of swart en Afrikaans of nie Afrikaans of blank of nie blank kyk nie. Ja, en is eintlik maar net, dit is 'n privaat universiteit. Vir enigiemand wat onderrig is in Afrikaans, hulle is nie skaam daaroor nie, hulle sê jy kry 'n onderrig in Afrikaans. Maar Matthys, 'n groot deel, indien nie die meerderheid van Afrikaans sprekende mense in hierdie land is nie wit nie. Ek meen, dit is ook 'n realiteit. So, Matthys, die ding wat ek in my kop kan omkry, al hierdie ouens wat so in higher education en onderrig in die algemeen werk, wat op hierdie stadium en baie van die stalwarts, wat groot kampvegters is vir onderrig in moedertaal. Nee. Nou lê die Pandor een van dies. Dit is hoekom, ons het al soveel universiteite gesien wat post-apartheid, primêre taal van onderrig was Afrikaans en waar hulle selfs die stalwarts Stellenbosch het geswitch. En dit is fyn vir my, ek verstaan die rasionaal daar agter. Kom ons almal kry dan eerder onderrig in Engels, dit berei ons beter voor vir die wêreld. Ek was een van die studente wat besluit het dat, want ek het nog 'n keuse gehad Afrikaans of Engelse klasse. Ja, ek het ook 'n keuse gehad daar. Ek het Engelse klasse toe gegaan met my handboek is in Engels. Dit was net vir my baie makliker geweest as om alles te vertaal, weer te vertaal. En dan moes jy ook, as jy 'n Afrikaanse klas was, moes jy in Afrikaans jou eksamen geskryf het. Dit is net vir my te veel werk. Ja, ek dink al een wat ek in Afrikaans gaan loop het, was Afrikaans. Ek het op 'n stadium Afrikaans gevat, want ek moes. Wat? Dit was 'n ondervinding. Ja, dit was braai, ek moes argitektuur begin swat. Ja. Onthou jy op Tuks, in ons eerste jaar moes ons een of ander taal vat. Almal was verpligtend om 'n taal te vat. Jy's reg, ja, ek onthou dit, ja. So, toe besluit ek nie, ek gaan Afrikaans vat, want die English het net vir my baie boring gelyk. Toe land ek by hierdie dosent, jy moet my terugbring op onderrig in moedertaal, nee. Okay. I'm digressing. So land ek toe by hierdie dosent, sy was ook 'n opera sangeres, ek vergeet haar naam. Maar sy was ongelooflik. So die eerste klas wat ons daar inloop, praat ons nou oor Afrikaanse of sprokies in die algemeen en wat dit beteken, wat dit eintlik beteken. En sy begin toe nou met Rooikappie. Ja. Ek dink hierdie gaan interessant wees. Eerste jaar op basis die nou explore ons vir Rooikappie. En sy staan op 'n stadium so voor die klas en sy sê, maar sy was ook vreeslik soos flamboyant en teatraal. ja, jy weet,
curved, maar sexy en rooi lippe en Ek kan nie haar naam onthou nie, maar ek weet presies van wie jy praat. ek dink jy het my gesê het ek op 'n Stellenbosch klas gehad en sy sê Ja, sy het ook in die drama departement klas gegee. ek kan nie onthou hoe dit ons maar uitgekom het, sy praat oor die hele rooi en sy sê so wat het regtig met rooi kappie gebeur julle? En almal is so half stil en iemand gaan wolfetog geëet of nee, die wolf het hom nie geëet nie, of whatever sy hulle nou gesê het, en sy bly weer so stil, sy sê nee, en sy vat hierdie pauze en sy skree, rooi kappie is verkrag, nee. Nou kan jy imagine, hierdie klomp eerstejaars studente, vars uit konservatiewe hoërskole uit, almal sit in 2000. Anyway, ja, so ek het hom in Afrikaans gevat en ek het wel teen die tweede keer wat ek statistiek gedryf het ek besluit, maar moet ek dit in Afrikaans gaan leer. En dit het gewerk. Dit het gewerk. Ek moet sê, so, daar is waarde om sekere goed te leer in jou moedertaal. En dit is waarvoor Naledi Pandor staan. So Naledi, hoe kan jy vir dit staan en kritiseer as kulture begin universiteite en instansies van onderrig bou om hulle kultuur te onderrig in hulle eie taal. In al die jare wat sy minister was van basiese opvoeding, van tersiêre onderwys, hoeveel Zulu universiteite het sy gebou? Hoeveel Xhosa universiteite het sy gebou? Ja, sy het dalk reg gekry om Zulu en Xhosa in die kurrikulums in te bring, wat ek dink het waarde in sekere vakke, soos byvoorbeeld die wiskunde. Maar bou dan jou eie universiteite en hou op kritiseer wat ander mense create. En ek dink ook net op hierdie spesifieke situasie moet ons dit ook net duidelik maak dat daar's geen befondsing van die regering om die universiteit te bou of te onderhou nie. So as daar miljoene uit die staat se koffer uitgevat is om die Afrikaanse universiteit te bou, wat dan beteken dat 'n klomp ander tale dit nie dieselfde geleentheid sou gehad het nie, dan dink ek was daar 'n fair point. Maar hierdie is privaat geld. En Matthys, jy weet, dit gaan nie selfs met, ek dink ook baie maal tersiêre onderrig en baie van die areas wat mense kan ingaan in tersiêre onderrig, ek het dit al vir julle gesê, dink ek is nie meer valid nie. En ek dink mense oor die algemeen mors hulle tyd om geld en tyd te gaan spandeer aan grade wat regtig net nie meer relevant is nie. Maar nou kyk jy na iets wat actual skills aan mense kan oordra, soos byvoorbeeld ons TVET colleges. En net weer hierdie week in die nuus was daar 'n moerse storie oor al die geld, Maar die Nesvas geld. in die TVET colleges, ouens wat nie bevoeg is nie, wat in TVET colleges staan en teach. TVET college eienaars wat vir hulle maatjies werk gee as dosente in daai colleges, hulle weet niks nie, hulle daag nie op vir klas nie. Daai TVET colleges val uitmekaar uit, toilette werk nie. Daar's nie resources om klasnotas te project of enige suits nie. En dan kyk jy nou weer eens na 'n Soltech wat presies dieselfde prinsip het om vir mense skills te leer in elektrisiteit, in plumbing, in sulke goeders. And that works. En weer eens, net privaat geld. Maar nou staan nie die mense daar en hulle was hulle monde uit oor hoe hierdie universiteite en colleges gebou word binne 'n sekere kulturele gemeenskap, en 'n sekere taal. Dis eintlik nie eers 'n kulturele gemeenskap nie. Dis vir 'n spesifieke taal van onderrig gekreëer. Ja, ek dink dis die basiese ding wat almal probeer anders te posisioneer. Dit gaan oor taalonderrig. Dit gaan nie oor jy moet Afrikaans wees, blank wees. Nee, en dis presies die ding waaroor hierdie ouens in die onderwysdepartement nou al vir jare aangaan, is education in mother tongue. So we doing it. We heard you. En toe bou ons dit. So ek weet nie hoekom hoor jou mense dit nie, en hoekom bou hulle dit nie. Dit is dalk eerder die vraag, Naledi, wat jy moet vra. As jy gaan kyk na 'n toespraak wat Nelson Mandela in Kaapstad op 15 Mei 1996 gehad het. En onder andere het dit gegaan oor die grondwet en oor minderheidsgroepe se belange en kwessies soos byvoorbeeld taal, medium en onderwys is iets wat belangrik is vir elke taalgroep. Het hy gesê
oor Afrikaans, dit is 'n Suid-Afrikaanse taal wat volgens alle standaarde merkwaardig presteer het wat betref die ontwikkeling as 'n taal van wetenskaplike, akademiese en algemene intellektuele uitdrukking. 'n Nasie wat sy intellektuele prestasie op prys stel, sal uit sy pad gaan om die middele van hierdie prestasie te beskerm en te bevorder. Dit glo ek is die groot en sterk argument vir Afrikaans. Dit is dieselfde argument wat gemaak kan word vir die bevordering van wetenskaplike uitdrukkingsvermoë in al die inheemse tale. That's powerful. Hy het seker wel in Engels gesê, nee. Hy het wel in Engels gesê, jy is heeltemal reg. Maar ek meen, daar is die grondslag gelê vir wat dit is. En dit laat my dink dat die ANC het hulle ideologiese pad byster geraak. En ek wonder ook, sou hierdie uitlatings van Lady Pandor anders geklink het, as dit nie voor die verkiesing was. Wat die ANC weet, een van die belangrikste verkiesings vir hulle as 'n politieke party is. Matthys, hulle staan met hulle rit in die muur op hierdie stadium. So nou moet hulle ras begin speel. En nou moet hulle goed soos 'n taalgebaseerde ras speel. 'n taalgebaseerde instansie moet hulle nou omdraai na rasse ding, en 'n wit en swart ding. Want dis al hoe hulle kan speel in verkiesings. Is om mense vrees op te jaag dat as jy vir die DA stem, gaan hulle apartheid terugbring. En die mense glo dit, Matthys, hoekom? As gevolg van ons onderrigstelsel wat so shit show is. Want as jy nie presies wat Mandela daar gesê het, daai intellektuele kapasiteit wat jy moet nurture en groei binne jou bevolking. As jy dit nie het nie, kan mense nie krities dink nie, hulle kan nie vra nie, hulle kan nie besluit en dan gaan hulle met die stroom. 'n Uitlating wat hierdie week gemaak is ook, en ek kan nie presies meer onthou deur wie nie, maar dit was iemand in die ANC geleedere, of iemand wat naby betrokke is aan die ANC, wat dit baie duidelik gemaak het om te sê dat 'n universiteitsgraad is nie jou kaartjie in tot jou eerste job nie. Die doel van jou eerste universiteitsgraad is kritiese denke, om vrae te begin vra, om te kyk, kan jy begripte op 'n groter konteks as wat dit is op hoërskool en laerskool analyseer, navors, verstaan, weergee. Dit leer jou anders te dink. Dit is eintlik waaroor universiteit gaan. En ek dink dis hoekom meeste mense wat 'n graad het op universiteit nie noodwendig daai graad beoefen nie. Daar is mense soos byvoorbeeld ingenieurs, dokters, weer meer gespesialiseerde rigtings. Maar meerderheid van ons plebs wat ons het geleer van die lewe. Ja. En van onsself. Exactly. Hoeveel kan ek aanjaag op my eie, want my ma en my pa kyk nie vir my nie. Met hoeveel dinge kan ek wegkom? En wens ek nie, ek het meer gedoen nie. Maar het ek die selfdissipline ten spyte van die feit dat ek 3 uur uit Draps aan uitgeloop het om 9 uur op te daag vir my statistiek klastoets. Eksamen, ja. Ja. So ja, dit is seker goed wat universiteite mens leer. En ek dink ook die ding is dat daar verwag word of gesê is op 'n stadium dat dit is jou reg om 'n graad te hê van die universiteit. Kyk wat het nou hierdie week by CPUT gebeur. Het jy dit gesien? Nee, laasweek. Matthys, miljoene rand se skade wat studente aangerig het as gevolg van, ek dink dit was die NSFAS kwessie. Want kyk, NSFAS is dit is absolute chaos, dit is 'n kakofonie. En daai is vir my amper wat noem mense dit, 'n crime against humanity wat by NSFAS gebeur het. Dit is education kos verblyf wat hulle uit studente se hande uitgevat het, as gevolg van hulle eie selfsug, onbevoegdheid om iets soos 'n NSFAS te administreer. Ja. So daai is vir my 'n massive crime wat daar gebeur het. En mense se koppe moet rol en hulle moet tronk toe gaan vir dit. En dan is al mos ook, as ek nie mis het nie, die afgelope week in die nuus uitgekom van gelde wat moes aan 'n klomp studente gegaan het wat in een student se rekening ingeplaas is weer, of in 'n paar studente, of ek weet, of is in mense van die ouens by NSFAS se buddies se rekening ingeplaas en versmoel onder die, nou sê hulle die oplossing daarvan is hulle moet dit aan universiteite uitbetaal en universiteite moet dit administreer.
Universiteite op hierdie stadium is klaar so overburdened. Hoe gaan dit in universiteite ook nog geskied? Maar jy wat in Nesvas se kantoor werk, as 'n administrateurder, wat ek en jy en almal anders in Suid-Afrika se salaris voor betaal, jy kan nie jou werk doen nie. Hoekom bestaan dit dan nog? En ja, So die CPUT, Cape Peninsula University of Technology, hulle studente het absoluut op die rampage gegaan laasweek. Het was something om te aanskou dat jy begin bang raak. Dit het gelyk soos een van 'n revolusie. Hulle het soveel miljoen rand se skade aan haar universiteit berokken. Net absoluut goed destrooi. Jy weet, en weer eens daar, dit kom van hierdie groep mindset af. Dit kom nie van 'n educated mindset, wat gaan, wag ek moet 'n bietjie verder dink as hierdie. Daar's ander maniere waarop ek hierdie kwessie kan takel. Hoekom kom ons nie almal bymekaar as 'n groep en ons maak 'n afspraak, ons dring daarop aan, ons wil die universiteitsbestuur en Nesvas bestuur sien nie. Hierdie ding moet nou end kry. Hulle gaan absoluut op die loot in die rampage. En hulle het soveel skade aangedoen en daar's nog soveel threats op die universiteit dat hulle toe nou vir die hele week toegemaak het. Hulle het gesê, wel die laaste wat ek gelees het is the campus has been closed with no indefinite. Well, I wouldn't say indefinite, but yeah, that's possibly what it means. No, soos Joburg Electricity sê, no RTE, no ERT, no estimated restoration time. Baie sad. Ek wonder die afloop ruk baie oor wat gaan oor ons en oor hierdie tydperk van die afgelope, en nou wil ek nie sê 30 jaar nie, ek wil sê eerder die afgelope 5 tot 10 jaar in Suid-Afrika, wat gaan opgeskryf word in die geskiedenis oor hierdie tydperk, hierdie situasie waarin ons lewe. Ek dink hierdie situasie gaan opgeskryf word as die gevolg van die vorige 20 jaar. So ek dink daar gaan meer geskryf word oor wat in daai 20 jaar gedoen word en dan wat hieroor gaan is, kyk, dit is wat toe nou gebeur het. Die deliverables. Dis wat gebeur het. Ja. Okay, maar my glas is leeg, en terwyl ons praat oor geskiedenis, kom ons gaan kyk wat gebeur in die geskiedenis. Op 26 Augustus 1785 is die distrik Graafrenet saamgestel. 94 jaar later, in 1879, het die spoorlyn van Port Elizabeth Graafrenet bereik. In 1968 het die Beatles hul treffer Hey Jude in die Verenigde State vrygestel. Op 27 Augustus 1862 is Louis Botha, later die eerste minister van die Unie van Suid-Afrika, naby Greyton in Natal gebore. 100 jaar later, in 1962, is die Johannesburgse stad Skouberg amptelik in gebruik geneem. In 1964 het Walt Disney se rolprent Mary Poppins in Los Angeles gepremieer. 44 jaar later, in 2008, het Barack Obama die eerste swart Amerikaner geword wat vir presidentskap genomineer is. Op 28 Augustus 1937 is Toyota Motor Corporation gestig. 26 jaar later, in 1963, het Martin Luther King Jr. sy beroemde I Have a Dream toespraak by die Lincoln Gedenkteken in Washington gelewer. In 2018 is die Queen of Soul, Aretha Franklin, in Detroit te ruste gelê. Op 9 Augustus 1898 is die Goodyear Tire and Rubber Company geïnkorporeer. In 1949 het die Sowjetunie in Kazakhstan sy eerste kernbom ontplof en die kernwapenwedloop van die Koue Oorlog aan die gang gesit. 9 jaar later, in 1958, is die sanger Michael Jackson in Gary, Indiana gebore. In 1997 is die stroomdiens Netflix in Kalifornië gestig. Op 30 Augustus 1864 is Nicolaas Pieter Johannes Siener van Rensburg, die bekende boereprofeet, gebore. In 1993 het die Eiffeltoring in Parys sy 150 miljoenste besoeker verwelkom. Op 31 Augustus 1897 het Thomas Edison die kinetoskoop, die eerste rolprentprojektor, gepatenteer. In 1918 het Dr. Dave Malan op Malmesbury 'n vergadering toegespreek en vir die eerste keer openlik onafhanklikheid vir Suid-Afrika bepleit. 79 jaar daarna, in 1997, is Diana, prinses van Wallis, in 'n motorongeluk in Parys oorlede. Op 1 September 1837 het die dorp De Aar tot stand gekom.
45 jaar later, in 1882, het Kimberley die eerste dorp in Suid-Afrika en in die suidelike halfrond geword wat oor elektriese straatligte beskik het. In 1913 het die eerste posseël van die Unie van Suid-Afrika verskyn. 87 jaar later, in 2000, het die konstruksie van die 9 meter SALT-teleskoop by Sutherland begin, wat later die grootste enkele teleskoop in die suidelike halfrond sou word. Op 2 September 1666 het die groot brand in Londen begin. 231 jaar later, in 1897, is D.C. Esthuizen algemeen beskou as die eerste gepubliseerde Afrikaanse digter oorlede. 76 jaar daarna, in 1973, is J.R.R. Tolkien, wat in Bloemfontein gebore is, in Engeland oorlede. In 2001 is professor Chris Barnard, die Suid-Afrikaanse hartchirurg, wat die eerste suksesvolle mens-tot-mens hartoortplanting uitgevoer het, oorlede. 16 jaar daarna, in 2017, het Amerikaanse NASA ruimtevader Peggy Whitson 'n rekord gevestig vir die meeste akkumulatiewe dae in die ruimte deurgebring, 'n totaal van 665. Karine, ons het daar gepraat oor Naledi Pador, maar ek meen daar het ook onlangs 'n statistiek uitgekom oor wat eintlik aangaan in onderwys in Suid-Afrika. Ja, en dit is nou onderwys in die breër spektrum van basis en hoër onderwys. Hoër onderwys. Is dit hoër onderwys? Ja. En dan tersiêre onderwys. Tersiêre is nodig, ja. Klassifiseer, né? Is basic education, basiese onderrig en dan hoër onderrig. Hoër onderrig. Hoër onderrig en opleiding. Ja, so hierdie word geaffekteer. Hierdie affekteer die meeste basiese en hoër onderrig. So ons het al gepraat Matthys oor die scarcity aan goeie onderwysers. En ek meen ek sien elke jaar hoe honderde onderwysers, nuwe onderwysers kwalifiseer. En dan dink ek, hoe het ons nog hierdie tekort aan onderwysers? So 'n baie scary statistiek wat uitgekom het, is dat amper helfte van die publiek publicly employed educators op hierdie stadium is 50 jaar of ouer oud. Yep. So hulle is so naby aan aftrede. Want aftrede is dit 65 of 60? 60. 10 jaar. 60. Ja. So dit was die ander ding, ek het nooit dit besef nie, dat dit is die aftrede ouderdom is 60, en dan dink ek op 60 het jy nog 'n goeie 5 jaar wat jy uit daai onderwyser uit kan kry, as hulle 'n goeie onderwyser is. Ek dink, as ons kyk hoe mense nou ouer word, en nog soveel doen, kyk het vir Tannie Helen, kan ons van hierdie ou onderwysers aanhou tot op die ouderdom van 70. Why not? Ek dink jy is so reg om dit te sê, daai ouderdomsgetal moet regtig, dink ek, in vandag se 21ste eeu dit moet weer hersien word. Ja, dit absoluut. maak glad nie meer sin vir my nie. Maak geen sin nie. Ook as jy kyk dat kinders begin ook later werk deesdae, nê? Ons hoor so baie van kinders. Ek luister net op pad hiernatoe weer van 'n ou wat praat, baie fascinerende ding by die business conference, ou wat gepraat het oor AI. Ek kan nou nie onthou by die ou is nie. Maar het ook praat van hy 3 kinders in sy huis, 23, 26 en 28. My eerste vraag was, hoekom bly die kinders nog in jou huis? Hulle moes al uit die huis uit gewees het. En hy praat van hoe hulle Uber ry met pa se kredietkaart en sulke goed. So die jong mense begin ook lyk my later eers werk in hulle lewe. Ja. So dit moet ook geconsidereer word dis nie teenstaande? Dis same met Okay. Die feit dat mense beter ouer word. En nog kan werk. So dis die een ding, Matthys, dan is daar ook nog die vakante poste. Ja. So teen Januarie hierdie jaar was daar nog steeds 17,500 vakante poste binne die onderwysdepartement vir onderwysers. Dit klink min. Die totale poste wat hulle beskikbaar het in die onderwysdepartement is so amper 390,000, né? Nee? Ek dink ek het iewers gelees is 4%. Ja, dis min. Ja. Maar kan jy dink 17,450 ekstra klaskamers, ekstra hulpbronne, ekstra kennis wat oorgedra word. Dis 17,000 as jy sê daar's 30 kinders in 'n klas. Dis kom ons call dit 17,500 maal 30 is die impak daar. So dit kan 'n moeëse verskil maak. So dit die aftree ouderdom tesame met die
poste wat nog vacant is en wat nie gevul word nie. En ek kan nie verstaan hoe word daai poste nie gevul nie. Ek sien hoe gradueer hierdie onderwysers. Maar ek het eers gesien dat die 3 streke wat die hoogste persentasie ongevulde poste het, is die Wes-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga, Limpopo, ja. En dit is regtig die areas wat dit ook dan die meeste nodig het. So ander redes wat hulle noem vir hierdie tekort aan onderwysers is obviously nou bedankings, aftredes, maar 2 redes wat vir my nogal kommerwekkend was. Een is temporary absences. So onderwysers het nie opdaag nie. Wat nie opdaag nie, ja. Abscond. Hulle abscond. Want temporary absences sê vir my, dit is nie ouens wat op sick leave is, of ja, dit word ook dalk al uitgesluit, maar as dit genoem word as iets, as 'n oorsaak, en wys dit vir my, daar's 'n probleem. En 'n sistemiese probleem in die mense wat onderrig pleeg. Ja. En dan die laaste rede is promosies. Nou dink ek, waarheen word hierdie mense promote? En hoe top heavy wil ons wees? Ons het mense nodig in die klaskamers. Dit vat maybe maksimum 4 mense. Ekskuus. Ek kan nie dink meer om 'n skool aan die bestuur van 'n skool. Om die daaglikse bestuur van 'n skool. Ek praat van die opsie, nee. Ja, wat moet jy doen? Die faktotum. Dit was altyd vir my die funnieste naam gewees op die faktotum. So waarheen word hierdie mense gepromote? Is dit 'n kwessie van almal in hierdie skole wil die hoof of 'n departementshoof wees of een of ander groot kahuna in steede van die passie vir onderrig dat ek wil in die klaskamer wees. Ek wil sien hoe groei hierdie studente. Ek wil hulle develop, hierdie leerders. Ons moet hulle mos nou deesdae leerders noem. En ek meen onderrig is een van die basiese beginsels van 'n generasie of 'n stelsel of 'n gemeenskap. Dis die grondslag. Maar dit word in ons grondwet ook genoem as 'n basiese reg. Ja, saam met water. So ja. How does that work for you? Nou lady. Dankie weer eens, dankie ANC. Cheers op julle, cheers op 30 fucking jaar. So ons het verlede week ook gepraat oor die Stats SA se populasie voorskoue of ons steelsyfers wat ingekom het en dit het gegaan oor overall teenoor die wêreld en dit en dat en toe het the common sense het nou 'n bietjie verder en dieper gaan kyk oor wat sê dit van die wit populasie in Suid-Afrika. En volgens hulle beramings sê dit dat tans is die wit populasie in Suid-Afrika omtrent 7%. Dis wit geklassifiseer op ras, nie op taal nie. Nee, op hoe jy lyk. Soos ek en jy. Ons lyk byvoorbeeld wat in jou ID staan. Ons is 'n bietjie wit, ja. Maar teen 2066 kan dit val tot met 2% vir die wit ras in Suid-Afrika. En dit het baie te doen met byvoorbeeld fertility of die besluite tot teel, waar dit gesê word dat die wit fertility rate op die stadium en weer teelrate, as jy nou boer is, sal jy nou verstaan wat is die hoe is die teelrate. So al julle wit vrouens wat luister, julle teelrate op die stadium is op 1.5 kinders per vrou. Maar vir ons om die wit Afrikaner ras, ons klink nou soos Bomsmara. Ja, dit klink ja, ek kan maar go with it, ja. Die wit Afrikaner ras te replenish, moet dit actually op 2.1 wees per vrou. So elke vrou. So blameer dit nou alles op ons, nee. Natuurlik, ek meen julle moet sê dit is vroue maand. Ons moet oor julle praat. So as jy stil lê, stil bly en stil lê. Ja, ek daar's waarheid en alles. So op die stadium is die wit populasie, as ons kyk na van die statistieke wat uitgekom het in 2025 en ons sal dit op die skerm ook sit, is die meeste wit mense in die ouderdomsgroep van 80 plus. Wow, die meeste. Meeste is ouderdomsgroep 80 plus en waarvan die meeste females is, maar ons weet dit van vrouens. Ja, vrouens word ouer as mans, want ons is net sterker. Dan die volgende groep is tussen 50 en 54. So dit is in 5 jaar increments gedeel.
So, ek meen, dit is nou basies die mense net 'n bietjie voor my en jou. Ja, Ja. 54. 50 tot 54. Ja. Ja. Okay. Dan is daar 'n klein bietjie van 'n sprong weer hier tussen die ouderdom van 15 en 19 en 10 tot 14, maar dis op die stadium waar die wit of die blanke populasie lê. So as Ek kan dink daar is die grootste gros, want ek meen ten spyte van die jokes wat ons maak van hulle moet meer kinders hê. Ek meen as jy kyk na wit families op die oomblik en veral jonger families, hulle het 'n hele fucking kombie vol kinders hierdie ouens. Hulle maak baie kinders. So ek dink dit maak my sin dan dat die grootste gros van die wit populasie either bo 80 is of dan in daai jong kategorie lê. Ja. En dan natuurlik ekskuus ek bom dalk nou jou hele statistiek daar uit, maar en natuurlik ook dan die groot immigrasie tendens onder mense tussen 25 en 45. Ja, dit is dink ek een van die groot deurslaggewende goeders is die immigrasieprobleem wat ons in Suid-Afrika het. So as jy gaan kyk op hierdie trajectory tot en met 2026, gaan die grootste populasie in 2066 gaan die grootste populasie 80 plus wees. En dan Dit gaan nou ek en jy wees met 2066. Here, nee, gaan ons dan nog lewe? Dis 40 jaar. Fok my weer, ja. Waar is ons nou? Nee, kyk ek beplan nie dit nie, né? Daar is my onnodig. Ja, okay. Maar okay, my 60 jaar, maybe maak ons 100. Nee, 40 jaar. 40 jaar. 40 jaar. Nee, dis nog 'n goeie moontlikheid. Nie soos wat my en jou leefstyl aan. Ja, maar man, anyways. En dan krimp dit al hoe verder. So dis letterlik dat as jy nie gaan begin spyker stil lê en iets baar, 2.1 keer iets baar nie, dan gaan daar nie meer wit mense wees in Suid-Afrika nie. Ag, dis maar wat dit is. Ja. Ek wonder op partymal hierdie ras ding. Ek wonder baie maal oor, ek weet nie of ons al op klets gepraat het nie. Dit is vir my 'n absurde klassifikasie op die oomblik, wêreldwyd. Want dink nou mooi oor rasse. Mense wat nou al cross-racially cappuccinos byvoorbeeld. Waar pas hulle in? Waar pas hulle in? Jy kry so beautiful mengelmoes van mense op die oomblik. Jy kry byvoorbeeld mense wat maybe met 'n Afrikaanse mens en 'n Asiese mens. En dan kry jy die beautiful nuwe ras. En wil mense dit 'n ras noem? Hoeveel rasse wil ons dan hê? Kan ons nie net op 'n punt kom waar ons is net mense? En ja, party van ons het bietjie donkerder pigmentasie as ander, maar kan ons regtig nog sê as jy vat byvoorbeeld ons het nou nog gepraat van Gossie. Nee, ons het gepraat van Enoch. Maar anyway, ek dink toe aan Gossie van elektrisiteit. Ja. Ek meen hy's 'n baie ligte swart mens. En dan ek is misgis as 'n kleurling as kind. Of Arabies. Of Arabies. Ek meen daar was ons op JFK wat ek misgis is 'n Arabier. So waar gaan hierdie ding eindig? Wat ons kan sê dit is nie meer die spektrum is te vol. Ons kan nie meer op 'n spektrum iemand se ras judge nie. En dit is op 'n spektrum. Jy kan nie vir my sê dit is binair soos geslag nie. Geslag is binair volgens my. That's what it is. Even al bring jy nog ene in soos 'n intersex person. That's fine. Maar dit is nog steeds binair. You either this or you either that or you either that. Biologies geslagsgewys. Wat jou preferences is, dis iets heeltemal anderste. But let's not mix that up met geslag. Maar op 'n reisvlak het dit vir my te murky geraak en ons te veel goedjies op die spektrum nou. So can we not just be the human race? En ek weet dit klink nou baie fucking John Lennon en Yoko, maar I mean think about it, maak dit nog sin Matthys as jy 'n vorm invul. En dis 'n ander ding met my erk. Ek vul ordesvorms in, dan met ek my geslag dit ook. Jou ras. En my ras op moet dan is daar in 'n Suid-Afrikaanse konteks dan is daar African, colored, Indian, white. Now how can I not be an African? Why must hoekom moet my klassifikasie wit wees en jou klassifikasie is African? Then I would, as jy nou vir my gesê het, white African, black African, I would have been happy. Maar jy ontneem my amper van my eie
Afrika identiteit ook dan. Nou gaan ons oral. Jy klink 'n klein bietjie soos Ruda Landman, maar Yes, that's why. I'll take it, dan die Ruda ken ons shit, man. ja, behalwe met die afgelope uitlatings wat sy maak oor ek is nie 'n Afrikaner nie. Ja, maar sy is baie erg met dit. ja, so ek stem heeltemal saam met jou, want ek meen ons het 'n gemeenskaplike persoon wat ek en jy ken, wat 'n blanke girl is, wat 'n swart man het en sy 2 kinders by hulle en hulle sê dis waar die cappuccino joke tussen my en jou vandaan kom, maar dis nie wat ons Harry en Meghan, I mean, Harry en Meghan. wat gaan ons hulle kinders as klasse wees? Ek weet die roles het gegaan. How black are they going to be? Maar ek ben, how do we classify that? Kan ons even vir Meghan classify still as, well, apparently she's now British. Weer terug, ja, She's been trek ons Canadian and British and then American and now she's British again. terug. Ja, en hulle trek hulle terug. Daar moet eintlik 'n klassifikasie wees vir mense wat net fucked up is. Daar moet staan Maar dan is die volgende vraag seker, is kultureel dan 'n klassifikasie wat 'n mens kan na kyk? So om te sê dat ek is 'n Xhosa, ek is 'n Sotho, ek is 'n Venda, ek is 'n Afrikaner, ek is 'n dit het dit dan nog waarde? Ja, ek dink kultuur, dit is 'n hele ander podcast daai Matthys en ek kan vir ure oor dit praat. Ek dink kultuur is iets heeltemal anders as net taal of net kleur. Ja, want as jy Daar gaan kan kyk jy- na die Afrikaanse kulturele gemeenskap, is van 'n demografie point of view af, is meerderheid actually kleurlinge, Ja. nie wit mense. Maar dis ja, en dis 'n hele ander kultuur daai. So binne die kleurling Afrikaanse gemeenskap kry jy baie verskillende kulture. In terme van normes, waardes. Jy kry dit in Pretoria. Jy kry dit in Pretoria, jy verstaan? Onder wit Hierdie kant van die Afrikaners. Slaaweg, daai kant van die Ja, Slaaweg. onder wit Afrikaners dieselfde ding. Daar is areas en kulture, groepe waarin ek en jy byvoorbeeld net glad nie gaan tuis voel nie en dan ander waar ons heeltemal tuis voel want dit is deel van ons kultuur. Ja, Verwysingsraamwerk, kultuur is 'n ja. baie interessante ding. Ja, ek dink jy maak 'n goeie stelling, Colleen. Ek dink dit is daai ding van ons moet net actually mense wees. En ons moet actually net lekker mense wees. En goed wees vir die mense om ons. En vir daai mense om ons ook 'n stukkie son, lig Ja. gun. En lees 'n fucking boek so nou en dan en bevraagteken 'n paar dinge so nou en dan. En moenie 'n poes wees nie. Cheers. Cheers. Dit was nou klets. Dankie dat jy geluister het. Ons is volgende week weer terug. Cheers. Lekker bly julle. Kyk, toe ek nog jong was, ouma het altyd gesê, raai het vir my 4 jaar lank te hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, almal net